Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons is hier by Connection Studio soos gewoonlik. So dankie aan Jaco van Connection Studio en ook dankie aan Connection Productions wat gehelp het met die setup van hierdie podcast set. Ek is opgewonde oor vandag se gas. Dit is iemand wat ek eintlik onlangs eers ontmoet het en nie lank daarna nie uitgevind dat hy eintlik die seun is van 'n legendariese gitaarspeler wat meeste van ons ouer kykers dalk sal onthou. So hy is die seun van Hansie Rood Senior, kan ek nou maar sê, wat 'n legendariese gitaarspeler was wat vir baie bekende mense gespeel het. En sy seun Hansie is ook 'n gitaarspeler en ons het hom vandag hierso in die studio en ek kan nie wag om bietjie meer met hom te chat nie. So verwelkom asseblief vir Hansie Rood. Daar sê, baie dankie Hansie, welkom. Lekker Quentin, dankie, is goed lekker om hier te wees. Yes, het is my groot voorreg om jou hier te hê. Net gou vinnig, daai was 'n song van jou pa. Ja, het was 'n komposisie van my pa, die liedjie is naam die Lengtewals. Lengtewals. Wat ook toevallig my en my vrou se eerste dans was. Aitsa. Want ek kan net wals. Kan jy net, dis die maklikste nê. Ja, nee, net tot 3 tel, nie 4 nie. Hoorie, dis nou dat jy dit sê, ek moes op laerskool het ons 'n ding gehad met die naam volkspele. Ja. Het julle dit ook gehad? Ek weet nou nie hoe groot verskil ons in ouderdom nie. Dit is naby, maar ek het nie gedink dis cool nie. Nee, dit was weird, maar ons moes dit doen. Was julle verplig? Ja, dit was deel van, dit was soos amper soos 'n vak en ek was op 'n baie klein plaasskooltjie. Okay, ja. So die boere kultuur was baie sterk daar. En ja, daar het ek geleer wals, maar tot vandag toe kan ek nie lekker vasdans nie. Nee. I'm not good at it. Nee, glad nie. Yes. Hoorie, dit is vir my, soos ek gesê het, 'n groot voorreg om jou hier te hê. Ek's bly jy het ingestem. Dankie. Ek het jou probeer kry vir seisoen 1 hierso, maar dit het toe nie uitgewerk nie. Maar soos alles werk dit nog steeds uit en ek is baie bly jy is hier. Ek het jou onlangs eers ontmoet. Ja. By 'n musiekvideo shoot wat ons gedoen het vir Heidi. Van Heidi, ja. En maar ek het nie lank daarna nie uitgevind dat jou pa werklik soos 'n legendariese gitaarspeler is. En toe het ek nou 'n bietjie gaan indelf oor wie hy was. En dit het my baie verbaas. Ek is nie in die musiekindustrie in terme van die groter prentjie. Ek werk nou eers so 6 jaar wat ek aktief betrokke is by musikante en so aan. En ek weet nie hoekom het ek jou nog nie ontmoet voor dit nie. Ja. Want jy's 'n busy guy. Jy speel vir baie mense. En dalk het ek jou al gesien, maar nooit regtig geweet wie jy is nie. So, 'n deel van die rede hoekom ek jou hier het vandag is, behalwe dat ek 'n massive fan is van stoute elektriese gitare, wat ons net nou gaan sien, wil ek meer van jou weet, en bietjie meer van jou pa en jou journey, waar jy vandaan kom, en hoe jy gekom het tot waar jy vandag is, en waarmee jy vandag besig is. Fantasties.
So ek sien uit en ek hoop julle geniet hierdie episode saam met ons. So kom ons begin by die begin, voor ek oor jou pa chat, wil ek gehoor, waar het jy groot geword? Is jy 'n Pretoriaaner? Ek is 'n Pretoria seun van die North. Ek is van die North af, in Acacia groot geword, laerskool en hoërskool. Yes. En somehow het ek opgeëindig in Rodepoort, Kreeusdorp area, het ek my vrou gevind. Ek weet eintlik nie hoe het ek daar opgeëindig nie. So jy het haar daar ontmoet? Ek het haar in die kerk ontmoet. Aitsa, wel, ek is bly om te sien dat julle nog saam is en sy is hierso, sy sit en luister vir ons. Maar nou, die obvious conclusion wat ek nou gaan maak, is dat jou liefde vir musiek kom nou maar van jou pa af. Jy het groot geword met musiek in die huis, maar as ek reg verstaan, was hy redelik oud toe jy gebore is? Ja, daar was nogal 'n groot ouderdomsverskil. Ek dink hy was in sy vroeë 50's. Ek dink soos 52 of iets toe ek gebore is. My ma was 'n jong bokkie, so my pa was 'n proper musikant geweest. 'n Casanova. Ja, hy was 'n Casanova. En selfs 5 jaar na ek gebore is, ek dink toe was my pa seker 58, 57. Toe kry nog 'n tweeling ook uit my ma uit. So, ja, ek sê altyd vir my vrou, sy moet pas op ons ou dag, ons weet nie Ja. wat kan op ons wag nie. Ja. Hoor jy, ek moet hierdie net sê voor ek vergeet, maar daar's 'n grappie. Ek weet nie of jy die grappie ken van die ou man, hy kom by die dokter en ek moet dit nou probeer reg onthou sonder dat dit te veel tyd vat. En hy's in sy 60's en die dokter sê vir hom, "Jy is in goeie kondisie, ja." Hy sê, "Ja nee, ek speel elke dag golf en so aan en ek het my pa het ook vanoggend saam met ons golf gespeel." Hy sê, "Jou pa? Hoe oud is jou pa?" Hy sê, "Nee, my pa sal hier in sy 80, jy weet laat 80's." Hy sê, "Dit kan nie wees nie. Wie op hierdie ouderdom se pa leef nog? Hoe kry hy dit reg?" Ja. Hy sê, "Nee, hy speel ook gereeld golf, jy weet saam met ons en hy het ook saam gespeel." Hy sê, "En jou oupa? Lewe jou oupa nog?" Hy sê, "Ja." Hy sê, "Hoe oud is jou oupa?" Hy sê, "Nee, my oupa is so 110." Hy sê, "Jou oupa het ook seker gister saam met julle golf gespeel." Hy sê, "Nee, hy kon nie, my oupa het getrou." Hy sê, "Wie wil trou op 110?" Hy sê, "Nee, hy wou nie trou nie, hy moes trou." Hy moes trou. Nou, nog 'n broodjie. So hy's 'n besige ou. So ekskuus, toe jy nou praat van jou pa en die ou ouderdom met die jong kids, dink ek nou aan daai storie. Ja, nee, so Oud man nie koud. Ja, so baie keer na 'n vertoning as die mense op die verhoog my nou introduce, dan hoor ek die ouer mense in die gehoor, Hansie Rood, jy weet, dan sal nou iemand na die vertoning kom, hoorie, so was Hansie Rood nou jou oupa? Dan moet ek nou verduidelik, nee, dis regtig, dis my pa, Ja. nie Steve Hofmeyer nie, en dat is nou my regte pa, en die hele storie verduidelik, en dan besef, okay. Ja. Wel, ek kan verstaan waar die confusion vandaan kom en hoekom mense dit gedink het. Ja. Buiten die pa se talent wat jou beïnvloed het, om wat ek nou maar net aanneem om musiek te volg. Wie anders was jou inspirasies om waar jy besluit het ek wil gitaar speel en is daar ander mense na wie jy opgekyk het buite jou pa? My ma het in die polisieorkes het my ma gesing in die band saam met my pa. So dis regtig al wat ek geken het, maar van kleins af wou ek 'n drummer gewees het. Ja. Ek het saam met my pa, dan gaan ons na die gigs toe en dan my werk was ek stel die drumstel ek nou op. Ja. Dan kry ek R2. Okay. En dan sit ek backstage en dan die drum die sak waar die kickdrum kom, dit was sommer my slaapsak vir die aand gewees. Dan slaap ek backstage en dan kyk hoe die mense operate. Eers later, toe ek 'n bietjie meer musiek begin ontdek, daar's my gunsteling, my ultimate band is Dream Theater. Okay. En die gitaarspeler is John Petrucci. So naas my pa is hierdie ou my grootste influence. John Petrucci. Ek gaan dit bietjie met ek ken dit nou nie, maar Nee, dis net vir die absolute gitaar nerds sal Is jy het? weet. ek gaan bietjie moet kyk. Ek moet bietjie werk aan my gitaar knowledge want ek wens ek was talented om dit te kan speel, maar ek wil meer weet. So Ja. ek gaan daai definitief. Petrucci is the guy. Ek hou van nuwe musiek ontdek ook so. Ja. En hoe oud was jy toe jou pa oorlede is? Ek was 16, amper 17. Ek onthou ek het net leerlingraad geword. My pa is oorlede aan 'n beroerte. So hy was eers hospitaal toe kry hy erge tweede terugslag en toe kom hy huis toe, maar hy was met sy hele regterkant van sy lyf was verlam. Hy kon nie met ons praat nie. Maar die mooiste ding het gebeur. My ma sit toe vir hom een van sy CD's op.
en jy kon net sien sy oë, hy's nou in 'n ander wêreld, Ja. en hy vat sy linkerhand en hy luister die liedjie en dan druk hy so op sy bors en hy sê C, D, E minor, maar hy kon nie 'n woord met ons praat nie. Special, hè? So, hier is hierdie ou, ek weet dalk nie as ons is hier nie, maar die musiek in hom, Ja. dis nog daar. Hy het geleef vir dit, nee. Heeltemal. Nee, Ja. dit was iets om te beleef. Om hom op verhoog te sien, hy het so ding met sy skouers gedoen altyd, dan sien jy, hy is nou in die zone. Ja. En sê gou vir my, het hy gesing ook of nie? Glad nie. Nee. Nee, dit was horrible. Okay. So hy het geweet gitaar is sy ding. Ja, op een van die CD's het hy op die laaste snit het hy 'n liedjie gesing. Ek het juist in die week van my vrou en my kinders gespeel. Ja. Hulle lag, hy het ewen begin jodel. Dit was Sorry, Siri. nee, so hy het nie gesing nie, ons het dit vir my ma gelos. En ander instrumente wat hy gespeel het of nie rarig nie? In ons huis was alles. Ons het 'n vleuelklavier gehad, my pa die upright, die kontrabas het hy gespeel. Ons het trompette, saksofone, viole, dromme en so. Ek en my boeties, ek het my tweeling boeties. Ons almal kan ietsie van al speel. Ja. En dit is maar by my pa en my ma geërf. Hoorie, maar as jy wil dromme speel, ons het vir jou hier opgemaak alles. Los dit maar vir die pros. Vir die pros. Dan wil ek gou net voor ons verder chat, ek het so kort intro, ek het nou obviously 'n bietjie navorsing gaan doen, net oor die mense vir wie jou pa gespeel het, en as ek iemand uitlaat hier, moet jy my sê wat jy dalk van weet, maar net vir die wat kyk, wat nie dalk weet nie, so Hansie Roodt Senior het in die laat 1960s sy solo loopbaan begin, en hy het gespeel vir mense soos Al Debo, Yes. Nico Karstens se orkes, Gene Rockwell, Bobby Angel, Barbara Ray en Lance James onder andere. En hy het ook talle instrumentale musiekalbums vrygestel, en dit sê daar dat hy was deel van die goue era van die Afrikaanse instrumentale musiek. Ek weet nou nie wie los ek uit wat ook dalk 'n bekende prominente naam Ek is ook nie vertroud nie, maar dis die legendes wat veral, ek dink El Debo was moontlik die eerste ou saam wie hy getoer het. Ja. En toe later het hy sy eie orkes by die polisie. Dis toe wat ek kan onthou, die SAP dansorkes. Ja. Dit was vir my die glory days gewees. Ja, yes. Ek gaan intap op jou loopbaan ook. Ek wil net vinnig gehoor, dit is seker 'n weird vraag, en ook 'n algemene vraag, en ek weet nie eintlik hoe hy dit kan antwoord nie, maar hoe voel dit om groot te word met 'n pa wat so 'n legendariese, is daar 'n verwagting van jou? Verstaan jy? Is daar druk op jou? Ja, ek het nog nooit gedink aan 'n verwagting. Ek dink mense verwag ek moet kan boeremusiek speel. Ek dink ek ken 4 liedjies miskien op die elektriese gitaar. Ja. So ek het 'n liefde vir boeremusiek. Ek speel juis hierdie Saterdag saam met die Penkop boeremusiek, maar dan speel ek basgitaar. Okay. Dis vir my lekkerder om net te jam. Maar dit raak baie keer 'n frustrasie om die seun van hierdie legende te wees, want hulle verwag jy moet nou soos jou pa wees. Ja. En dan ek is nie Hansie Roodt Senior nie. Exactly. Ek is my eie mens. Ek doen my gitaarstyl is bietjie anders. Ek hou baie meer van heavy musiek. Ja. My pa was nou bekend vir boeremusiek, maar by die huis het my pa jazz gespeel, string jazz. Maar jazz maak nou nie geld in die 80er jare nie. Ja. Maar en ek moet ook sê dan ook die voorreg, die deure wat oopgaan na my pa se dood. Ja. Net die naam van Hansie Roodt het al vir my baie deure oopgemaak, maar dan moet ek tog ook myself bewys. So ou embrace daai dis nie stigma is nie die regte woord nie. Maar mense embrace daai ding van jou pa is 'n legende en jy's ook 'n musikant. Yes. Maar wat jy sê is baie valuable. Jy kan Hansie Roodt se seun wees, maar as jy nie kan gitaar speel nie, gaan jy nie Dan sê nie suksesvol wees in dit nie. exactly. Ja, so dit het baie harde werk gevat, neem ek aan, om te kom waar jy is. Ja, ek het al ook nou vir 'n paar mense gesession, as mens dit so kan sê. Ja. Maar ek het al gesien, partykeer is dit maar nie eintlik hoe goed jy speel nie, is maar jou social skills, networking na 'n show om bietjie te gaan gesig wys en so, wat nie altyd almal se gunsteling ding is om te doen nie, maar we play the game. Exactly, daar's baie aspekte van hierdie game ook. Ek sê ook partykeer, jy sien gitaarspelers wat op die verhoog staan, technically is hulle dalk nie so goed nie, maar daai ouens entertain, hoor. Ja. Entertainment level is 70% technical skill, 30%, maar hulle is populêr. Presies. Dan kry jy ou wat dalk 90% technical is,
maar hy staan doodstil. Ja. Dan gaan mense nie noodwendig so baie aanklank vind by dit nie, want visually gebeur daar niks. Ja, maar So- dit klink amazing. Maar dit klink tog amazing. Ja. So, Yes, ek het maar besef ook gaan nou maar gimnasium toe. Workout lyk goed ten minste. If all else fails, ten minste lyk jy goed op stage. Ja, ten minste wil mense vir jou kyk. Kyk hulle Hulle ten kyk dalk so, maar hulle wil nee, ek grap. Nee, jy's 'n great gitaarspeler. Dankie man. Okay, so kom ons hoor gou, wanneer het jou eerste hoe kan ek sê, wie was jou eerste session vir wie jy professioneel gespeel het? So my eerste persoon, ek het 'n vertoning gekyk van Mel Botes. En ek onthou hy en my pa sou 'n album of iets saam gedoen het. En iewers toe dink ek, kom ek kontak vir Mel Botes en ek vat 'n kans. En ek het toe al vir 'n paar mense 'n boodskap op Facebook so gestuur en dan word die mens maar geïgnoreer, want Ja. obviously die famous mense gaan mos nou nie al hulle boodskappe antwoord nie. Ja. En Mel was toe een van die min mense wat teruggekom het aan my toe. En ek en my vrou toe nog, ons net gedate. Ja. Sy gaan toe saam met my na Mel toe. En Mel was so oop en liefdevol. En ek sê toe vir hom, ek sal graag eendag, want as jy 'n show het, help my. Dit was dus 'n Woensdag gewees. 'n Week later toe stuur hy my WhatsApp, hoorie wil jy, ek speel Vrydag 'n show by die Blou Hond, 'n Dire Straits tribute show. Nice. En hy vra, kan jy blad lees? En maak jok deur my tande. Ja. Ek sê, op daai stadium enige geleentheid, ja. Ek dink die enigste liedjie wat ek geken het is Sultans of Swing. Ja, obviously, ek meen. En almal Yes. ek weet van dit, maar nou stuur hy vir my die setlist en is soos 20 liedjies. Ek soos gaan nooit ek het nie eens daai tyd kon jy nog nie stream nie. So O, ja. nou moet ek iemand 'n USB stokkie vat en hoor het iemand vir my daai stryd se musiek. Ja. Somehow met die Here se genade is ek deur daai en toe ek vir jare op toer saam Mel. So Mel was Mel. my eerste, hy het my 'n oop deur gegee. Mel Botes. Ek wil gehoor, het jy enigstens geswat? Het jy na skool enige iets in musiek gaan swat of ietsie? Ek het 'n jaar kursus gedoen by Rhema Bible College wat hulle 'n musiekafdeling gehad en ek was baie bevoorreg. My gitaartutor vir daai jaar was Raymond Green Jo. wat in hierdie studio ook nou al baie sessions Ja. gedoen het. So daar het ek ook baie geleer, maar voor hom het ek 'n besonderse Andrei is sy naam wat my gitaarteacher was ook na my pa se dood. Ja. En en so eintlik maar hoe meer shows jy doen en Mel ek het verskriklik baie by Mel geleer en nou met die internet met YouTube en wat Ja. ook al jy wil weet how to is jou pel op YouTube. Baie tutorials. Ja. Hoe speel mens hierdie song? Hoe doen mens dit? Alles. Tutorials, maar op die oomblik probeer ek erg werk aan my lees, weet om nou die dots te lees. Is dit nog belangrik om dit te kan doen in vandag se tyd? Ek dink as jy regtig ernstig is om groot shows te speel. Ja. So vir my ek lees nou nog weet vingertjie lees. Ja. Maar dis iets wat ek baie graag wil pursue en ek het daar's 'n gitaarspeler Luke van der Merwe. Ek het hom gaan sien en toe hy nou vir my sê, okay, hier is hierdie boeke, gaan Ja. try dit want ek voel jy moet tog jouself. Ja. Al voel jy I've made it. Push yourself. Jy Kan kan nog altyd baie leer. leer. Ja, verseker kan mens kan nooit op leer nie. So, vir wie speel jy heidaglik? Ek weet van Nadine, Yes. wat 'n great vocalist is. In my opinie een van die land se beste vocalists. Ja. En dan Rocco de Villiers, speel jy nog vir hom of nie? Ja, ons het gister die huis geoefen vir KAK&K, soos einde van die maand by KAK&K. Yes. So daar gaan ook nog aan en as ek weet nie wanneer hier uitgesaai word nie, maar ek's môre saam Henriette by die Atterbury Theater. En dan hierdie week het ons 3 shows saam Jakkals Vibes. Yes. En dan baie Nadine, ek het volgende maand ook een saam Franja Du Plessis. O ja, ek onthou jy het gesê jy het al 'n paar keer vir haar gespeel, ja. Franja, ek weet ek gaan nou mense uitlos, maar dis op die onmiddellike binne die volgende 2 maande is ek saam met hulle op die verhoog. En jy het nou genoem jy het vir Cordelia ook gespeel. Cordelia was die naweek gewees. Ja. Dis cool. So ek is I'm a hired gun. Ja. Waar ook al jy moet gaan iemand assassinate, ek sal daar wees. Ja. Hier's dalk 'n bietjie meer van 'n technical vraag of 'n vraag wat 'n ou gaan moet aan dink, maar ek dink dit sal baie ander session musers help daar buite. Hoe moeilik is dit om vir iemand te session, jy moet hulle musiek serve, maar jy moet nog steeds jou eie identiteit hou in jou playing style. En veral vir jou wat nou switch tussen Nadine, Henriette, Rocco, is dit 'n challenge om Dit is, ek moet sê, veral sê net maar soos iemand soos Rocco de Villiers,
ek kan nie die show oorneem nie. Dit is 'n klaviershow. Ja. So ek moet net seker maak Rocco lyk nog beter. Weet ek moet alles reflekteer na hom toe. Maar wanneer ek nou 'n gitaar solo het, dan moet ek nou my gesig trek en jy weet maar daar is 'n knoppie in my brein wat ek moet druk. Ek sê okay, ek het nou Rocco te baie unieke styl. As jy met iemand soos Franja, dan moet jy nou jou Afrikaanse pop knoppie druk. Ja. Dis ook nou iets heeltemal anders en vir my wat ek nou gesien het is just don't overplay. Ja. Soveel ouens dan teen nou hierdie geleentheid en dan elke oomblik wat iemand nie sing nie, is hierdie ou as hy tap en hy weet dit gaan mal. Soos moenie, jy hoef nie die heeltyd af te show nie. Dit wys eintlik bietjie meer immaturity as jy dit doen. True. Wat ek in die begin was, ek was in 'n kerkband Ja. en as daar nie woorde op die bord is nie, dan is Hansie Dan is die show dan show. ja, show It's off. all about me en dan nee. Ja. Ek hoor jou. So en die verskillende style want ek meen Nadine het baie meer ballads, power ballads Ja. en dan Andre het in feite dink ek het ook 'n paar lekker Ja. ballads en goed, maar dan net jy nou weer Franja met die pop. So daai ek weet nie hoe gereeld na mekaar speel jy al daai verskillende shows nie. Maar ek hoor dit jy sê, is dit 'n challenge om te switch tussen die style? Ek dink aanvanklik ja. Ja. Maar hoe langer mense dit nou nog doen en ek is ook baie bevoorreg, ek's musiekregisseur by die Banja Teaters. Ons is heidaglik besig met 'n Absolute 80s show. So daar's ook 'n ander knop in jou brein wat jy moet druk en elke 6 maande is dit 'n nuwe show. Ja. As dit nou 'n era of dan is dit nou weer net elektroniese musiek. Ja. So hoe langer jy hierdie doen, hoe meer leer jy en jy pas aan. If you don't survive, dan bly jy maar agter. Ja, nee, nee. Ek wil juist ons gaan nou oor die Baanjaar chat want daai is 'n baie cool deel. Ek wil gou by jou hoor, het jy al is van jou gitaarwerk al opgeneem op albums? Ek wil sê ja, maar ek het dit nog nie mooi genoeg opgeneem. O. So ek het een liedjie vir my seentjie opgeneem. My seentjie se naam is Nian en sy bynaam, ons noem hom by die huis, hy is ons Wolfie. Want toe hy nou gebore is, toe is ons nou 'n Wolfpack en ek het actually 'n tattoo op my skouer van 'n wolf. Waar ek nou vir hom 'n liedjie geskryf het, ek vir hom sê jy's my wolf en ek het eendag gesit en ek dink ek kyk so vir my seentjie en ek dink, hierdie ouetjie hy moet 'n musical genius wees. Want my skoonpa is in die hy's 'n dominee en 'n verskriklike bekwame klavierspeler, Janie Pelser. En in die kerk scenes is hy ook nogal 'n big deal. Ja. En ek dink toe net hierdie bloed van die Roods en die Pelsers wat nou inkom in hierdie klein Goku genius. Ja. Hy gaan iets besonders wees. So daar het ek ook 'n lekker gitaarsolo ingewerk, maar ek moet in skaamte sê ek het nog nie genoeg van my eie musiek Van jou eie goed nie. neergelê nie, nee, nog nie. En hoe oud is jou seentjie nou? Hy is nou 7 en my dogtertjie is 5. Sien jy ietsie musical in hulle al? Is hulle Definitief, ja. So ek het ook 'n drumstel by die huis en 'n ukulele en die goed lê rond en hulle kan speel wat hulle wil. En as ons sien as hulle daar in die garage, dan is my seentjie toef ka. Toef ka. Sissie is met 'n mikrofoon. We will rock you. So as definitief monkey see, monkey do. ja, jy sien. Ja. En toe ek nou gevra het oor die musiek op album, moes ek dit eintlik dalk beter gephrase het, maar ek is bly jy het dit so geantwoord, maar het jy al op kunstenaars se albums vir hulle gitaar gespeel? Ek was deel van 'n groep Heuning gewees, 'n rukkie terug. En daar het ek dink so 2 tracks neergelê. Okay. Maar op die stadium, ek gaan waar die deure oop is en die deure is oop in die live scene. So ek kyk baie op na, Floors en Raymond hulle wat die studiowerk so verskriklik doen en ek wonder partykeer, dis ander pressure daai. Daar's niemand wat vir jou hande, ek voer van die energie af. Wanneer jy hande klap en goed vir my gooi, dan perform ek. Ja, dan sit eers. Al as jy R200 dan perform ek, maar as jy in die studio sit en is aircon en so klinies, nou moet jy met hierdie geniale riff opkom. Dis baie pressure. En as daar 'n foutjie gemaak is, dan sê ons nee, doen dit oor. Waar as jy op 'n show 'n fout maak, gaan jy net aan. Nee, ag die mense is in elk geval meestal so dronk, niemand worry nie. Ja, niemand weet maak jy maak 'n fout behalwe jy en die artist. Ja. Dis al wie weet jy maak 'n fout. Ons weet. Hoorie, so kom ons chat 'n bietjie Baanjaar. Nou, ek is 'n massive fan van Baanjaar en daai hele produksie. My beste vriendin Liesel Pieters kom uit Baanjaar uit. Dis waar ek haar ontmoet het. Ja. Wel, dis nie waar sy uitkom nie, dis waar ek haar ontmoet het. En ek weet van baie artists, musos en sangers wat uit die Baanjaar
skool uitkom en daar's 'n talent pool of note. Ja, dit is verskriklik. En dit is net vir my dit is so ek love Barnyard en daai hele produk en dit is vir my jammer dat dit nie meer so groot is soos wat dit was back in the day nie, want ek onthou 4 of 5 Barnyards en elke aand gebeur daar 'n show, die tribute shows en goed. Maar jy het gesê is MD is 'n musical director. Musical ja, nou musiek regisseur. So ons is huidigelik by Barnyard Empress Palace. En dan einde Mei dan skuif ons nou na Barnyard Mainland en Silver Star toe. Dan so ons het op die stadium is daar net 3 Barnyards oor na COVID. Ja, so Barnyard, die iemand daar in Sandton was is nou 'n spar. So dit is hartseer dat dit nie is wat dit was nie. Ja. Maar ek meen ons doen nog ten minste 4 tot 5 shows elke week. Ja. In Desember het ons tot 11 shows 'n week gedoen. So en dit is Emperors, Mainland en Silver Star. Is die 3 in Gauteng, dan is daar nog een in Durban en Kaapstad. So Fourways, Broadacres, het hulle almal toegemaak. Almal is toegemaak. Dit is sad. Is baie hartseer. Maar ek moet sê, dit voel vir my of dinge bietjie weer begin herstel. Want ek weet Barnyard was van 'n Dinsdag af, die musikant het net op 'n Maandag afgegaan. Ek onthou dit baie goed. Dinsdag en dan Sondag 2 shows. 2 shows. Ja, dit is woes. Hoe lank is jy al by Barnyard betrokke? So toe hulle COVID se die restrictions verskoon my Engels, toe hulle dit gelig het, so einde 2021 rig. Toe het hulle my genader en gevra oor die wil jy betrokke wees. Toe speel ons vir 50 mense op 'n aand. Maar ek was tog te bly om net weer enige musiek te kan maak. So dis dan nou my 5de, 6de jaar. Ja. En as jy nou sê musikale regisseur, is dit net van die een Barnyard of van almal? Nee, so net hierdie een groep, so wat ook al se show, ons vorige show was Big Top Rock geweest. Toe is nou aerial acts en mense wat vuur spoeg en so aan. So dan gee die groot baas vir my al die repertoire en dan moet ek net seker maak musikaal maak dit dan nou sin en almal ken hulle parte en so aan. En dan so dit gaan nou gebeur vir elke so nou met die 80s en as jy ook. Ja, as ek nou ek is musiekregisseur en dan die volgende show, ek dink ons doen soos Eagles, CCR, ou musiek. Ja, very cool. Dit en dan is ons nou by Silver Star in Mainland en dan moet ek ook net daar seker maak. Die wiele val nie af nie. En in die ou dae, ek weet nie hoe werk dit nou nie, maar ek wil eintlik nou weet. In die ou dae was daar soos daar was so 60 Summer of Love by Broadacres en by Fourways was daar die 70s Night Fever. Dan na 3 maande dan skuif hulle. Ja. Dan is dit nog steeds so. Ja, so nou ons is by Empress met die 80 show en nou by Silver Star in Mainland is One Vision wat hulle Celine Dion, Queen en ek dink is Elton John. Cool. Dis hulle show. So dan ry tyd ons maar net so om mekaar. Ek dink ek en my vrou gaan daai 80s kom kyk also by julle. So vir jou 'n tafel reël. Ek kan me in. Wanneer speel jy weer daar? Ek is nou nie hierdie week nie, volgende week. En dan ek is baie geseënd dat ek nie net dit hoef te doen nie. As ek nou nie daar is nie, wat ek 'n ander gig het, dan staan my goeie vriend Chris Valerie vir my in. Maar ek meen, mens kan nie verkeerd gaan met 'n 80s show nie. Nee, absoluut. Ek's 'n 80s baby, so ek moet. Ek's 'n 88 baby. Maar aan die einde van die aand, dan kom altyd mense, hoekom het julle nie hierdie sang gedoen? Ek sê, as jy al die hits van die 80s doen, gaan ons die hele aand hier. Dis 'n dekade. Dis 10 jaar. Dis baie. So ons try maar die nodige cover. Jy hoef niks meer as dit wat ek jou nou gaan vra weg te gee van die show nie, want ons gaan hom definitief kom kyk. Maar wat is jou favourite song in die 80s show wat vir jou om te jol nou? Ons het nou 'n nuwe sang ingesit, Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Legend, Dit is altyd 'n crowd pleaser en ek self sing 'n liedjie, ek doen Mark Knopfler, Dire Straits Money for Nothing. What? Yes, en hy het ook lekker. Ek moet vir jou sê, so ons doen die hele klavier intro met die dromme, maar gaan ek eers op stage, toe ek nog bietjie korter hare gehad en dan sit hulle ook eers vir my die wit kopband op, dan bou die suspense op, en tot ek nou begin met daai gitaar intro, mense gaan mal, ek kan dit nie glo, die musiek is 30, 40 jaar oud, en dan is dit partykeer die jong tieners, wat nog so, hoekom luister julle hierdie musiek? Ek maak altyd seker, as ek die jong kinders so sien uitfreak, dat ek vir hulle ouers gaan sê, hoorie, well done. Well done, dat hulle dit ken. Ja, dat jou kinders 80s musiek ken. Yes, daai Dire Straits Money for Nothing is my skoonpa se favorite song. En hy het my al vertel, my vrou het my baie vertel, dat hy was 'n oud polisieman, speler, en dan werk hulle aan 'n saak vir soos 3 of 4 dae, wat hulle hierdie ouens
soek en dan vang hulle die ouens en hulle finally toegesluit is. Dan kom hy miskien laatmiddag of vroegoggenduur kom hy nou by die huis want hulle het nou hierdie ouens gevang. Dan gaan lê hy op die sitkamermat, dan sit hy sy hi-fi kliphard, dan luister hy Money for Nothing. Is dit sy tune? Daai ene of Another One Bites the Dust. So dit was sy tunes wat hy geluister het, ja. En dan kry hy dit gou uit sy stelsel uit en dan gaan slaap. Of dan gaan hy nou aan met sy dag of wat ook al. So jy sing ook? Ag, minimaal. Ek het glad nie 'n groot range nie. Ek is baie lief daarvoor om te harmoniseer, Okay. maar ek ken my plek. Ja, Ek gaan nou nie maak asof ek Queen so goed gaan eers probeer sing. Ja. Nee. Is JP nog in Barnyard? John? Hy's in die One Vision. Hy is Freddie Mercury. Ja. Met sy snor. Yes, hy is good. Hy's good. Nee, hy's 'n legend in die Barnyard. Ek ken hom en Monique, hy het met haar uitgegaan vir lank. Monique Stein ken ek baie goed. Ek wonder was jy Jason Guile? Hy's nie meer in die Ja, hy's nou in Ierland, maar hy was ook toe ek Barnyard bygewoon het, maar hy's 'n showman. Ja. Hy is 'n ups en dat sy vocals, alles van hom is net ridiculous. So. En Colin Heaney op dromme? Ja, ons het redelike nuwe mense wat die Barnyard gejoin het. Maar ek weet ook iemand soos Samantha Leonard was ook 'n Barnyard baby gewees. True. Toe nou sê van Monique Stein. Ja. Demi Lee Moore was ook deur die Barnyard. Ja. Wat hy was Josh Ansley daar toe jy? Nee, maar ek het ook baie van hom al gehoor. Sy range is incredible. Ek het hom gesien die eerste keer op The Voice. En toe, ek kan nie onthou hoe waar hy geëindig nie, maar daar het hy gesê hy kom uit die Barnyard uit. Ja. En hy het 'n incredible range daai ou gehad. Ek wonder of ek mag dalk nou verkeerd, maar ek dink hy's terug in die One Vision skies. Dis nie Elton John nie, dis Neil Diamond. En ek vermoed, want ek het nog nie daai show gesien nie. Ek dink toe nou sê Josh hy's Ansley, terug. Ja. En hy doen Elton John. Ja. Neil Diamond. Maar net soos die talent wat uit Barnyard uitkom. Okay, waar kry hulle hierdie mense? Dit is belaglik, want jy moet so versatile wees. Ja. Ons het 2 jaar terug te doen ons ABBA en Roxette. Ja. Toe bel die groot baas my nou en hy sê okay, so I want to do Roxette. En hy's nou nie seker of hy my kan cast nie, want hy soek iemand, Roxette moet nou sing en speel. Ja. So ons baas in ons dak. Ek onthou vir dak, ja. Ek het regtig nou nie 'n great voice nie, maar ek wil nie die show verloor nie. Gee my 'n kans asseblief. En somehow we made it work. You made it work. Dan moet jy nou jou rockstem daar uit. Jy moet. Maar voor jy obviously lank terug by Barnyard betrokke was, voor COVID het jy Barnyard shows bygewoon? Ja, ek onthou my eerste Barnyard show wat ek gekyk het was by Sun City gewees. Het hulle daar ook 'n ding gehad. En dit was so African vibe gewees. En my meisie destyds, ek sê vir just imagine ek kan eendag op daai verhoog wees. Ja. Dit was regtig 'n droom van my nog altyd en om nou te besef, is dit wat ek daai tyd voor gebid het en gehoop het. Ja. Dit leef jy nou. Jy leef dit nou. Ja, Wel, ons is op dromers en doeners en jy leef 'n gedeelte van jou droom leef jy nou uit. Nee. So dis een van die redes hoekom jy hier is. Exactly. Die rede hoekom ek vra hoe lank terug het jy begin by Barnyard, want daar's die 2 boeties wat ek ook onthou, Marcus en Josh Thatcher. Die Thatcher boeties. Onthou jy hulle? Ja. En ek dink Marcus, hy was hierdie good looking, amper Enrique Iglesias tipe looking, daai goed gebou, gitaar, doen hy Bon Jovi. Ek onthou al hierdie goed back toe ek dit gekyk het. Ek was impressed met daai boeties hoor. Ja. Nee, is absolute legends wat al deur Barnyard se verhoog is. Ek moet sê ek het lanklaas 'n proper Barnyard show gaan kyk en ek dink ek gaan definitief volgende week ek gaan my vrou plan maak. Definitief. Absolutely. Kom sê gou, ek het nou so baie gedigress hier. Okay, cool. Jy's currently besig met ietsie baie interesting wat ek oor wil chat, jou nuwe journey. Ja. Maar ek dink voor ons daar by uitkom, jy het ook 'n elektriese gitaar gebring. Jy het my geboelie, hy's hierso. Ek het jou geboelie. En ek weet jy het gesê jy weet nie wat jy gaan speel nie, jy gaan dit sommer net wing. So as jy nie omgee nie, kan ons dit gou-gou wing. Kom ons kyk wat kom uit. Kyk ons hoe tokkel jy daai dingetjie met die staalsnare wat hy bietjie raas. So Hansie gaan gou vir ons bietjie elektries speel en dan na dit gaan ons chat oor 'n nuwe gedeelte van sy loopbaan waarmee hy besig is.
Daar sê, baie dankie jou. Jessie, ek is altyd stout vir 'n lekker stukkie gitaar solo of ietsie. Dit is Lekker. vir my good. Nie dat ek enigsins kan speel nie. Kan jy geen instrument speel? Die driehoekie is vir my baie moeilik. Moeilik sê jy. Kyk, ek het 'n gitaar by die huis, ek het al bietjie YouTube tutorials gedoen en Rudy Kleingeld, ken jy vir R5? Ja. Hy het my al gesê ek kan by hom kom lesse vat, maar hier's die ding, ek's baie kompeterend en teenoor myself. Okay. So wanneer ek iets probeer, ek wil voel dat ek 'n natuurlike aanvoeling het vir dit en dan wil ek beter en beter en beter raak. Ek wil nie stagneer en dan voel ek mors my eie tyd nie. Ja. En ek ken myself. Ek dink nie ek het daai natural ability om goed te kan gitaar speel nie. So then I'd rather just leave it Maar to wie the is die pros. beste wees? Ek wil net goed kan wees. Dis die ding. En so ek het 'n bietjie YouTube tutorials al getraai en stuff, maar hier wat my frustreer. YouTube sê nie vir my as ek iets verkeerd doen nie. Nee. Hy sê nie vir my, "Wow, jy druk verkeerd, try hierdie." So ek dink as ek regtig die moeite doen en 'n bietjie vir lesse gaan, Ja, gaan nou Rudy. sal ek probably myself kan help met 3 of 4 drukke en 'n lekker tune. Maybe eendag. Ja. Ek weet ook eintlik nie of Rudy die beste ou is nie, want hy's so cool dude. Mens sal heeltyd net sit en chat. Ons is vriende, so ons gaan probably net opeindig om te braai die hele tyd. Exactly. Ja, so maybe moet ek nou uit toe gaan wat baie streng is en iemand wat ek glad nie ken nie. Ja, iemand wat geen persoonlikheid het nie. Want anders chat julle nie. Ja, dit moet nie 'n nice ou wees nie. Ek moet eintlik bang wees vir hom dat hy my net leer gitaar en uit. Ja, dit moet baie duur wees. En baie duur. Dis waar. Hoorie, so kom ons chat gou vinnig. Daar was baie cool stukkie. Jy het sommer net ge-improvise, nee. Ja, ja, wat ook al opkom, Ja. speel jy. Maar vir die gitaar nerds daar buite, kan ons 'n bietjie chat oor die gitaar. Wat het jy daar Ja. en het hy 'n storie? So, hierdie gitaar het ek nou die laaste 4 jaar, ek dink. En daar so in die Roodepoort area, daar's 'n gitaarshop van Grand Fouché Guitars. Ek het na hulle toe gegaan. Ek het 'n Fender, 'n Eric Clapton Strat gehad. So mooi witte, maar vir die gitaar ouens, almal was single coils geweest. So hy het nie oomf gehad nie, weet. So ek gaan toe nou toe met die hoop om nou iets 'n skoon trade te doen. Ja. En toe sien ek hierdie ouetjie daar, maar ek weet hierdie is 'n Fender Select, so dis net onder 'n Fender Custom Shop. Maar ek weet ek gaan nog so 20 of 30.000 rand inbetaal, selfs op die Clapton Strat. En ek vat toe kans. Ek vra toe vir hulle, hoorie, wat is die kans dat ons hierdie twee kan ruil? En hy sê jy sal nie glo nie. Die vorige dag het iemand na hierdie gitaar kom kyk. Ek weet nie of jy daar kan sien nie. O, daar's 'n duik. Toe het iemand hom hang hom so op die muur. Ja. En hulle het hom mooi opgehang nie. En toe val die ding van die rak af en hier agter is ook 'n redelike dent in. En iewers is nog 'n merkie wat toe die waarde nou drasties afbring. En toe kry ek 'n Fender Select. Ek het nooit gedink ek gaan 'n Fender Select kan besit nie. Ja. En van toe af is dit my workhorse, want hy het nou hier agter die humbucker in wat hom bietjie meer aggressie gee. Ja. En my pa het Fender gespeel. My pa het 'n Fender Strat met die Elite gehad, waar hierdie pick-up selector was 3 knoppies. Ek het nou nog die gitaar by my huis. Ja. Ek speel baie op hom, maar hy gaan nie somme uit nie. Uit die huis uit nie. So en ek love nog altyd 'n Fender se skoon tone. Veral as jy nou daai tweetjies saam gebruik. Veral vir boere musiek. Ja. Daar's iets in daai tone wat ek net love it. So hier is my nommer 1 gitaar wat ek ook nou in die IT show by die Barnyard gebruik en baie enige eintlik Afrikaanse popperige musiek Ja. hier is my That's the guy. That's the go-to. my go-to. So Fender Select, is dit soos die tweede beste onder wat jy het gesê iets van 'n Fender Custom Ja, shop? so die custom shop is nou die duurste wat almal wil hê. Ja. Maar vir my, ek het al 'n Jap Strat gehad of 'n Made in Mexico. Vir my voel al die goed eintlik maar dieselfde. Ja. Dis maar soos klere, as jy nou 'n branded shirt aan en dan voel jy nou Ja. hoi polloi. Selfs met hierdie ouens kom na die tyd, want hierdie nek is ook flame my. Ek ken nie regtig die terme van alles nie. Ja. Kom hulle nou met jy's ou. Hier is nou regtig amazing. Ja, dis eintlik maar net 'n gitaar, hè. Ja. Vir die gewone mense klink 'n gitaar soos 'n gitaar. Alles klink dieselfde, ja. Ja, dis net ons nerds wat net jy's daai ou se tone is nou. Ja. Maar niemand worry regtig. Partykeer wil jy net hê op stage
moet die gitaar wow lyk. Ja. So ek het al party gitare gespeel en lyk die ding soos 'n weerligstraal. Dit lyk cool, maar hy speel so moeilik. Ja. Maar at least lyk hy cool. Ja, exactly. So dit kom weer neer op die ouens wat nie weet nie, gaan dink jy like amazing, maar wat hier gebeur is eintlik klink nie so goed nie. Dit is presies dit. Ja, nee, dankie dat jy ons vertel het. Lekker. As jy wil kan jy hom gou daar agter. Ja, kom op by hom. Ek wil net sien daai check net uit daaronder 'n bietjie. Daar's hy. So, nou wil ek gou met jou chat oor 'n baie interesting thing wat toe ek dit gesien het, toe ek surprised. En jy weet waartoe ek gaan nou met hierdie gesprek. Jy speel nou vir Jakkals Vibes Ja. gitaar. Nou toe ek dit sien, daar pop dadelik baie vrae op. En ons gaan oop en eerlik gou daaroor praat want die Jakkals Vibes vir die wat nie weet nie is 'n AI kunstenaar. Ek weet nie of dit die regte term is nie. Ja. Nee. Ek dink so. Ja. Wat incredibly goed doen. Al sy songs wat hy vrystel is soos dit is die mense like dit. Maar ek werk in die musiekindustrie en AI is 'n baie kontroversiële topic. Baie. So toe ek sien dat Jakkals Vibes nou by 'n booking agent is, was my eerste vraag, hoe gaan hy perform? Want dis nie 'n musikant nie. Nee. So nou kry jy representatives wat of sy musiek verteenwoordig, dis nou maar my terme, Ja. wat dit dan speel op shows. En toe sien ek, maar nou het hulle 'n gitaarspeler ingebring. So daar's 'n klomp vrae. Hoe het hierdie gebeur en wat was of is jou opinie oor die hele journey, want jy's obviously in dit nou. Ja. Kyk, so hoe dit oor my pad gekom het, dit was ou met die naam De Waal, hy speel dromme vir Rikus Nel. Ken vir die wal, ja. So hy het my gekontak en gesê, hoor jy, hulle doen hierdie Jakkals Vibes, en op daai stadium het ek baie Jakkals Vibes fotootjies en goed al gesien, maar ek het nog nooit enige musiek geluister nie. Ja. Maar ek dink ek was nog redelik, ek's 'n purist, ek gaan nie AI luister nie. Ja. Nee, ek gaan nie so laag daal nie. En toe begin ek bietjie die musiek luister en ek sê, wow, dis nie jou gewone, en ek wil glad nie die mainstream Afrikaanse musiek badmouth nie, maar ek is bietjie moeg vir, ek ploeg op my trekker en ek's 'n boer, ek love Afrikaans, ek is baie patrioties en trots om Afrikaans te wees, maar ek weet ook nou al hierdie land is my land. Ja. Ek het al genoeg van dit gehoor. Okay. En ek hou nie van sokkie bokkie nie. En toe ek hierdie goed luister, ek sê, wow, dis different. Ja. En toe het De Waal nou hierdie hele konsep vir my gepitch en ek sê, wow, dis baie cool. Gee my net 'n dag of 2. Ja. Toe bel ek net eers 'n paar ander mense en ek hoor net, hoorie, as ek hierdie AI roete gaan doen, dink jy gaan my loopbaan, gaan ek my keel afsny? Ja. En almal met wie ek gepraat het, tot van die top session musikante het gesê, hoorie, word jy 'n goeie fooi betaal? Ek sê, ja, so standaard session fee. Ja. Take it. Ja. En hoekom dan nou nie? Maar ek moet vir jou, ek gaan baie eerlik wees. Ja. So toe ons die eerste show gedoen het, ons het in Malmesbury 'n show gedoen, het was 10:30 in die oggend gewees. So dit was nie, eintlik hierdie show van Jakkals Vibes werk eintlik in die aand. Ja. Want dis groot skerms, dis alles is die visuals, is regtig amazing, die beligting. Die span het ongelooflik baie moeite gedoen. Ja. So ons het gehoop ons kry 'n aanslot, toe nou nie. Ja. 10:30 die oggend, toe is nou daar. Al dag honderde mense op. Kom kyk, toe nou vir Jakkals Vibes. En dit was my regtig weird. Ek gaan nie jok nie. Ja, want niemand sing langs jou nie. Niemand sing nie. Maar die mense het nog steeds ge-engage. Ek dink baie van hulle was meer nuuskierig as iets anders. Ja. Maar ek dink dit was 'n sukses. En ons het nou intussen nog 'n hele paar ander shows gedoen ook. Ja. En so hoe dit werk, so DJ Elster embody dan nou die Jakkals. Die Jakkals, ja. So, almal vra, hy's nie die creator nie. Ja. Die creator is anoniem. Anoniem. Ons noem hom Superman. Ja. So, Superman is die creator, en dan het ons nou 2 dansers wat die vibe bring. Ek staan soos op 'n drumreiser in die middel van die verhoog agter, en ek speel dan, ek is ook AI, I'm the actual instrument. Ja. So ek is ook 'n AI. Ja. En sover, ons was laas naweek in Potch gewees by die Impala, soos 'n nightclub.
laat 500 betalende studente opgedaag. Ja. Ek sê, wat gaan nie aan? Ja, dis vir jou ook redelik niet nog. Baie. Ja. Ek meen dis vir ons almal. Ek probeer nog regtig proses. Wat gebeur nou? Ons doen Afrikaanse AI musiek live. Besef jy die sin wat ek nou net gesê het? Ja. Ons leef in hierdie tyd. Ja. Dit is crazy, nee. So toe ek nou vanoggend bietjie weer daaroor gaan sit en dink of ek daai vraag vir jou moes vra en toe sit ek gou myself in 'n musikant se skoene. Eerstens, jy word 'n fooi betaal. So dit is 'n werk, dis 'n paying gig. Ja. Maak nie saak waar dit create was nie, dit is nog steeds 'n vorm van musiek. En ek kan maar vir sê of ek verkeerd is, dis net my eie analogy, maar jy kry die geleentheid om AI created musiek semi in human form te deliver aan mense. Ja. Want jy speel die actual guitar Ek riffs. speel live, ja. En ek speel ook so dat vir my heeltemal vryheid gegee. As aan die einde van 'n liedjie as daar nie gesing word nie, solo, doen iets groot, doen iets impressive. Ja, As daar actual gitaarparte is, dan speel ek oor dit. En ek bedoel die projek groei nou so dat ons nou binnekort nog 'n live drummer en 'n bassist ook op stage gaan hê. Weer as die enigste AI element eintlik net die stem. ja. En En dit behoort so te bly, nee. Jy dink nie hulle gaan 'n vocalist inbring nee, nie. dis sal nie. Ja, want dan verander dit eintlik. Heeltemal dan ja, then it will Then it's defeat not the purpose. then it's not Jakkels vibes. Ek As wil dit ook nie hoor Jakkels presies vibes wat jy sê. Maar en ek kan verstaan hoe mense dan nou, want dis meer die skepingsproses wat 'n cheat is. Ja, Want hy steel, noem dit wat jy wil, in die internetrealm vat hy nou, want partykeer luister ek na die stem en ek vind dit klink nou vir my baie soos Christyn op dele of hierdie klink soos Rian Benadi of 'n Ja. mengsel van. Dan wonder jy by wie het hy nou 'n liedjie gevat Ja. en hierdie geskep. ja, Maar hoe Superman die goed skep, ek weet soos met een van die liedjies het hy al oor 1000 keer dit geprompt. So dis nie net van write me a hit Afrikaans song nie. Hy doen regtig baie moeite. Ja, En so daai stukkie harmony verander dit. Ja. En dit is my baie interessant. So ek sit dan en ek chart die musiek. okay. En om te sien hoe die rekenaar dink, daar's baie soos 2/4 bars en snaakse goedjies en 'n koor wat nie heeltemal weer dieselfde is nie, hoe die gitaar werk ook op die van AI se kant af kom. So wow, dis Ja. different, maar dit werk. Maar jessie, dit was nou weird. Voel dit of ek my sokpinkie stamp. My hand het sommer nou so dis weird. Gesien, ja. Sê gou vir my, is jy deel van die skepingsproses dan in terme van kom ons sê nou maar Superman sit daar en hy kry nou 'n version wat hy mee happy is. Vra hy dan vir jou wat dink jy van hierdie en Nee, want glad nie. is AI se song structure altyd akkuraat of nie? Of soos jy weet verse chorus, bridge, chorus of is die structure partykeer anders? Dis baie anders as die gewone goed wat ons ken. Ja, En ek van die liedjies is bietjie langer ook as wat ek verwag, ja. maar ek is glad nie involved in die skryfproses Okay. of Die skepingsproses al is 'n deel van die prompts wat gegee word of die wat uitkom. niks. So want niks van dit is live gerekord nie. Ja. En ek kan hier 100% verstaan Ja. dat mense 'n probleem het met daai. Ja, Maar op die einde van die dag AI is hierso. ja, Either jy klim aan boord en jy ry hierdie golf uit of jy nie bly agter nie, maar iemand gaan dit doen. Ja. Of dit nou jy is of nie. ja. Dis 'n crazy ding om te wat jy nou gesê het, is besef jy wat jy sê in een sin. Dis 'n vreemde plek om te wees nou, Baie. want almal is creators en het lank en hard gewerk in hulle craft vir songwriting en gitaar speel soos jy self en dan is die creation proses net so dan het jy 'n song. Ek verstaan die moeite wat hy insit om oor en oor tot hy happy is met wat hy kry. Ja. So daar gaan tog 'n klein bietjie werk in baie moeite in dit in, 'n klein bietjie nie, ek verstaan. Ja. Maar dit is 'n interessante plek om te wees. Dis baie so ek sê elke keer na 'n show sê ek vir my vrou, ek proses nog. Ja. En ek kyk vir die mense se reaksies in die gehoor. Ek kan sien hulle oor die matrix hardloop ook. Soos, Ja. what is happening? Niemand het 'n mikrofoon in hulle hand nie. Ja.
Nou sê dis vir ons almal baie nuut en daar's haters en daar's mense wat dit absoluut love. Ja. Maar ek meen jakkals, enigiets met 'n jakkals op, ek weet jakkals vlei wyne en alles Doen nou goed. alles gaan nou enigiets met die jakkals op gaan nou goed doen. Gaan nou goed doen, ja. Mense gaan sommer ophou jakkalse skiet ook op hulle plase wat die Ja. wat die vee vang. En jakkals is hierdie naweek op Loftus. Dit is ek dink die Lions en WP of Bulls en WP speel en daar's klomp blou maskers geprint en nee, is 'n groot storie. Sê gou vir my, ek het nou al 'n paar van sy songs gaan hoor, gaan luister en daar's goeie goed. So the music doesn't suck, verstaan jy? Dit is great en catchy en goed. Maar daar's 'n het al 'n lekker arsenaal van musiek uit. So my kinders het toe nou op hierdie trein geklim. Ja. En ek het nie besef hoe baie jakkals musiek, weet van eintlik die ou doen dit nou al vir lank. Ja. So van die ouer musiek, jy kan ook die groei hoor. Ja. Wat dit aanvanklik klink soos kind of EDM musiek, lekker vibe, club music tot meer kommersiële Afrikaanse goed. Ja. Daar's baie. Ja. En ek het nie geweet nie. Maar heeltemal stom is die een wat Daai het geuit om kind of op die map en toe van daar, want die ander ding wat ek gelike het en hier's 'n baie belangrike vraag wat ek jou gaan vra. Maar die een ding wat ek werklik baie gelike het waarvan ek met my kennis half soos van approve het, was soos die een wat hy saam met Arno Jordaan of wat Arno Jordaan gesing het, die as ek môre nie meer hier is. Dit was ek het 'n plek vir jou by my. Hulle het hom saam gedoen. Ja, maar Arno het hom eers, dis Arno se sang. Dis Arno se sang. Ja. Maar die ander ene van as ek môre nie meer hier is. Ja, is dit 'n Jakkals vibe? Dis 'n Jakkals tune, ja. Maar sing Arno Jordaan hom nie ook nie. Het hy hom nie gecover nie. Hy mag dalk, want dit is ek weet daar kom nou covers uit van Jakkals vibes deur actual artists. Want dit wat vir my cool is as jy 'n creator is en jy wil musiek create, maar jy's nie soos ek byvoorbeeld. Ek kan nou gaan en probeer die beste AI version van en dan kry ek 'n sangeres miskien soos Nadine en ek sê vir Nadine, hierdie is wat ek het. Wil jy dit release onder jou naam, dan sing jy nie die vocals. Ja. That's kind of, en toe ek sien Arno doen dit, is ek soos, daai is dalk 'n veiliger opsie. Maar ek weet baie mense sal nie saamstem nie en baie mense gaan saamstem. En dit is my vraag aan jou. Wat voel jy is die veiligste of beste manier vir AI musiek om te bestaan in die wêreld nou? 3 questions, sorry. Ek weet nie eens hoe baie beheer ons oor hierdie het nie. Dit voel net hierdie ding hy gebeur. Honestly, ek weet nie. Ja. Hierdie ding is regtig net so nuut dat ons toets nou maar die parameters, wat gaan werk, wat gaan nie werk nie, maar ek voel net as jy nou so 'n purist gaan wees, wat so rukkie terug hierdie social media wat almal hulle ChatGPT profile pictures, weet, jy kan nou, as jy nou glad nie AI wil gebruik nie, dan mag jy ook nie laat AI vir jou sulke fotootjies maak nie, want jy het nou werk weggevat van 'n graphic designer af. Graphic designer af, ja. So maar AI gaan soveel van ons werk makliker maak, of dalk van jou afsteel, hang af hoe jy daarna kyk. Ons moet maar net vrede maak. Dis die ding, en ek dink as jy hom gebruik as 'n tool, en hy's in die regte hande, Ja. en hy word vir die regte purposes gebruik, Ja. dan dink ek, en ons is slim met dit, ons gebruik hom slim, Ja. dan sit fyn, dan dink ek is al plek vir dit, ja. Maar ek het 'n ek weet Loukie het so 'n video op TikTok gemaak waar hy gewys het, hy het net geprompt, write me a hit Afrikaans song. Ja. En hier kom hierdie amazing tune uit. Daar voel ek, cheesem. Dis nou nie reg nie. Dis 'n bietjie unfair, nee. Dis unfair, want mense sit hier, julle weet hier in die studio, jy sit ure en tweak aan die fyn goedjies en dan daai is minder as 'n minuut het jy 'n song. Maar ek moet ook sê nou met as ons 4 mense band members op stage het en jy het net die stem is AI, is dit nie meer van 'n live show as die kunstenaars, dis net die kunstenaars met 'n backtrack. Ja. Dis letterlik andersom nou. Dis nou net andersom. Dis net die skryfproses wat nou, dis net heeltemal omgedraai, soos jy sê. Hier's 'n ding wat ek altyd sê, wat my 'n klein bietjie concerned maak,
rakende AI as dit nou kom by musiek. Ek noem dit feeding the monster. Al die prompts wat jy insit, wat jy voorvra, en jy het net nou so 'n bietjie daarvan gepraat, daai AI-program gaan soek references van alles wat exist, Ja. en hy vat 'n bietjie en hy create hierdie. Dis hoekom sekere elemente partykeer vir ou bekend kan klink. Nou, my enigste worry is, hoe meer ons dit gebruik, hoe meer references sit ons al buite. Ons teach daai ding hoe om dit te doen. Ja, So we're just feeding this monster. definitief. Ek wonder of daar iewers 'n punt gaan kom waar dit net, ek weet nie eintlik eens op wat se punt dit gaan kom nie, maar daai voel net vir my soos, hierdie ding gaan my eendag byt en ek maak hom nou groot. Dis soos om 'n leeu as 'n troeteldier te hê. Jy speel met hom en jy voer hom, maar jy's sy kos. Eendag gaan hy jou wil eet. Definitief. Maak my 'n bietjie bang. Nee, dit is baie scary. En ek weet 'n groot ding is, sê nou maar die AI trek hier uit Kurt Darren en Nicholas Lou en daar so trekke by elkeen 5%. Ons gaan nie weet waar hy dit getrek het nie, maar iemand, ek voel, elkeen moet dan 'n 10 sent kry. As hulle dit kan regulate, As hulle kan. imagine that. Fantasties. Maar soos jy sê, nou, kom ons sê daar is die eerste layer. Nou is daar nog 100,000 AI songs wat uitkom. Nou is dit nog 'n layer. Dan trek die AI eventually van homself af. Ja, Jy weet, dan is dit daai. It's uncontrollable. Ja, Dan al daai movies wat ek as kind gekyk het waar die robot ons oorneem. ja, Ons is daar. ja. So moenie lelik wees met ChatGPT nie, Ja. want eendag gaan hy aan jou deur kom klop en sê, onthou jy my? Ja. Dis 'n crazy wêreld wat ons in leef. Hoorie, ek het soveel ander vrae en soveel goed wat ek vir jou wil vra, maar ons het obviously net limited tyd, maar ek gaan gou vinnig net nog 2 topics en dan gaan ons afsluit. Bietjie terug by jou pa. Wat is die grootste les wat jou pa jou geleer het oor musiek wat jy my miskien tot vandag toe nog by jou dra? My pa was baie sistematies as dit by sy orkes gekom het. So ek wou baie graag in die band gewees het. Hy het gesê, nou jy moet eers rol die kabels op. Ja, So ek moes vir 'n paar jaar dan soos ek doen die dromme en ek kry my geldjie en na die tyd rol ek alles op, ek pak die bussie. Dan mag ek toe ek nou daai leerskool deur is, dan mag ek backstage sit. Ek's nie ingeplug nie, dan mag ek Uitjie Breakie Heart. Dis net A E mag ek backstage speel. o ja, En die volgende stap toe sou wees dat ek op die stage saam met hulle kon perform. ja, Dit het toe ongelukkig nooit gerealiseer nie. My pa is toe oorlede. ja, Maar daai proses was vir my kosbaar. Van jy en Rocco de Villiers het hier ook vir my jy earn daai verhoog. ja, Sien net 'n ding van jy stap op en jy dink ek's die myn konyn nie. ja, Jy moet verstaan die draadjie waartoe gaan hierdie en ja, niemand van ons is weet you've never arrived. ja, Jy's nie te goed om jou eie goed op te rol nie. jy moet, ja. Jy werk hard. En jy gaan nou leer. So daai sistematiese ding wat hy jou geleer het, van betaal jou skoolgeld, loop die paadjie Ja. om daar uit te kom. Dis nie net van jy's dadelik daar nie. Van onderaf. En partykeer maak dit my bietjie vies as iemand na een of ander talentkompetisie wen en hulle skiep die eerste 9 stappe en hulle spring net bo in. Ja. Dis baie bly vir jou. Well done. Ja. Jy verstaan nie wat dit is om elke aand die bussie te pak Ja. en speakers te dra. Ja, Jy's eerste daar, jy lê die eerste kabel en jy rol die die laaste kabel weer op nie. ja, dis baie waar wat jy sê. Dan wonder ek nou hier, wat dink jy sou jou pa gesê het oor Afrikaanse musiek waar dit vandag is en hoe dit klink? Jy het hom beter geken as ander mense. Wat dink jy hoe sou hy gevoel het oor die wêreld vandag Ja, in musiek? My pa het destyds al vir my gesê, my seun, die publiek is dom. Net oor die mainstream goed wat hulle luister. En is eintlik nie dat die kunstenaars 'n klomp snert uitbring nie. Ja, Daar's 'n aanvraag en dan supply die kunstenaars skryf dan liedjies en hulle sien hierdie goed werk. ja, Ek dink my pa sou nog steeds net gesê het, "Jesus, hierdie goed wat hierdie mense vandag luister is maar 'n klomp bog." ja, Want hy het maar gehou van sy diep
moeilike musiek. Ja. So, maar snaaks genoeg, die liedjie Pretty Belinda het my pa Afrikaans geleer. My pa het Ek en my meisie geskryf. Wie was dit geweest? Was dit Leon? Nee, dit was nie Leon Schuster nie, was dit? Uh, Nee, Ek en my meisie, het jou pa dit geskryf? my pa die lirieke, hy het hom getranslate. O ja. En toe het iemand Verrassend. aan, ek dink dit was, ek kan nou glad nie die naam onthou nie. Wat maak nie saak nie. Ja. Toe het my pa nog gesê, kyk, ek gaan vir julle wys hoe maklik is dit. En toe skryf hy nou, ek en my meisie bly in 'n huisie. Verraggies. So my word, so hy was die guy that did that. Hy het daai gedoen. Yesie, dis cool. Maar ek dink hy sou nog steeds gesê het. Publieksdom. Die meeste van die goed, mense is dom. Ja. Hoorie maar, dis nou hierdie is baie dit pas eintlik mooi in met wat ons nou net oor die AI gepraat het, want dit is 'n supply in demand storie. Soos baie mense skryf market-related musiek. Ja. Want dis wat die publiek wil hoor en dis wat verkoop. Daar ding het nie substance nie, hy het nie betekenis nie. Dis 'n bokkie sokkie rokkie treffer en dis okay want dis wat die publiek wil Dis hê wat hulle wil hê. and that's going to pay your bills. Exactly. Maar ek is ook soos jou pa in 'n manier, ek love die dieper goed met substance, die mooier songs, die poets, die songwriters. Ja, Daai is vir my beautiful. maar dit gaan nie jou, ek het lank terug Blackie Swart met hom gesels, just Blackie is 'n ongelooflike gitaarspeler, oh my goodness, maar Liewe Lulu het sy huis en hartpies afbetaal. Exactly. So hy gaan liewe Lulu tot in vir ewig. As hy. Hoor hierso, dit is so incredible om dit te hoor en eintlik en dis nou die ander ding. Nou is AI is nou 'n thing. So dis eintlik nou te maklik, nê, soos jy sê. En nou dis wat die publiek wil hoor en boom. As jy goed is met prompts en jy kan dit uitfigure, gaan jy baie vinnig 'n bietjie geld maak op jou streaming platforms. Ja. Dis eintlik scary. Ek hoop net soos jy sê, hulle kan dit monetize, dat die ek wil nie sê die regte skrywers nie, maar jy weet die kunstenaars daar buite Ja. tog ietsie uit hierdie uit kan kry. Ja. Hulle moet. Maar ek dink daar's 'n soos jy sê layer op layer van ek weet nie of daai possible is nie. Ja. Ek hoop. Daar's baie slim mense, hulle moet dit uitfigure. Dan gou 'n laaste dingetjie. Ons is op dromers en doeners. Sien jy jouself meer as 'n dromer of meer as 'n doener? Jo. Op die stadium van my lewe is ek meer 'n doener. Ek voel ek het al baie van my drome uit 'n werklikheid geword. Ek het nog steeds baie drome, Ja. maar waar ek nou in my lewe is 'n doener. Ek doen nogal baie. En as jy praat van watse drome het jy nog? Waar is daar ook 'n groot droom wat jy nog wil bereik wat jy nog nie in aksie begin neem het nie? Ja, kyk, alles is in aksie. Ek wil nou nie show se name noem nie, maar daar is een spesifieke vertoning wat ek bitter graag Nou, toe kyk. ja, ek sou Ja. graag wil session op een spesifieke show. Yes, ek hoor jou. Een van die goed wat ek wou vra is wat is jou droomverhoog wat jy op sal wil wees eendag? Buiten daai een wat jy nou van praat, is daar ander groot stages of verhoog wat jy miskien nog op wil speel eendag? Ja, in Amerika is daar Red Rocks. Wat hulle, dit is so 'n amfie, maar dis 'n natuurlike amfie. En ek het 'n show gekyk van Gojira, so Franse metalband. Toe sien ek nou hierdie scenario, die stage, en so ek weet nie Hoe en waar en wanneer watter nie? van ons kunstenaars kan dalk so Jakkals vibes wat in Amerika gaan toer, Ja, maar daai stage is nogal vir my iconic. ja. Sal jy vir ewig in Suid-Afrika wil perform of wil bly en perform, of as jy international opportunity kry om oor see te gaan bly en daar te speel, sal jy dit vat? Yes, ek en my vrou het rukkie terug hierdie gesprek gehad en ek dink ons is te familievas om te vaai. Ek het rukkie terug ook geleentheid gehad om op die skepe te gaan werk. Ja. As jy so 6 maande aan en af. Ek's baie lief vir my vrou. Ons kan nog virtually so chat, maar om my kinders 6 maande die leaps wat hulle vat, veral op so klein ouderdom, jy mis so baie. Maar selfs ons saam as 'n gesin om oor see te gaan, ek dink nie dis vir ons nie. So jy sal gaan gig en terugkom, maar jy gaan nie daar bly nie, ja. Nee, ek dink nie ons sal bly nie. Ja. Ons kan nie sonder ouma en oupa nie. En dan in Suid-Afrika is daar 'n artist wat jy baie graag nog voor wil session, as jy nou dink daai musiek, daai ou of daai vrou se musiek. Jo, dis 'n baie goeie. Ek voel ek het al meeste van hulle getik
En is nou jammer, Tannie Lorika Raug het nou moes eintlik uitgetree. Ja. Sy was kind of op my lysie van mense om saam mee te speel. Maar ek voel ek is redelik tevrede met almal saam wie ek al gespeel het. Ja. Want ek weet ook, it's about who you know. Ja. Maar ek dink om saam Fransjo van Cooke 'n akoestiek set te doen. O ja. Dit sal vir my nogal cool wees. Ja. Is jy 'n fan? Ja, ek moet sê, van kleins af wat hulle so amok gemaak het in die koerante. Ja. Ek dink, hierdie is rock and roll. Ja, en hulle is stil relevant, né? Ja, 20 jaar later. En van hulle grootste fans van daai tyd, se kinders is ook nou fans. Ja. Dis nogal cool, né? Ja, ek was laas jaar op die Afrikaans op die Water kunstefees, toe het Fransjo so 'n akoestiek show gedoen. So, dit sal nogal cool wees om saam met hom dit te doen, maar Ja. ek weet jy moet eintlik van Bellville afkom, anders deel jy nie 'n verhoog nie. Ja, ja, dis ek hoor jy. Dit is Pierre Delaporte wat dromme vir hulle speel, was hier op die podcast ook en hy speel mos nou vir Fransjo van Cooke se band. Ja. En hy is hier van Pretoria af. Okay, daar's hoop. So you never know. Daar's hoop. Maybe kort hulle 'n gitarist die bo en die Kaapse ou kan nie opkom nie. Ja, Jy weet nooit. daar's hy. Exactly. Hoor hierso, Ansie, dit was vir my vrek lekker om jou hier te hê en dankie dat ons lekker gechat het. Daar's eintlik soveel ander goed wat ek oor wou praat, maar ons kan ook net so lank episode hou, anders gaan mense ophou kyk. Ja. So, dit was my baie lekker. So dankie dat jy hier was en dankie dat jy tyd gemaak het. Dankie vir jou en dankie Jaco. Dis 'n amazing studio. Dankie vir julle tyd. Ons waardeer. Ja, ons het vir jou geskenkie. Hey, Tou. Moet ek net gou hier uitkom. So, ek weet jy het nou 'n lekker koffietjie daar. Hier's ook jou eie koffiebeker Dankie. van Dromers en Dieners af. Yes. So, Kan ek hom nou oop maak? jy is welkom om hom oop te maak. Hey. En elke keer as jy uit om uit koffie drink, moet nie vergeet om te droom nie en hou aan doen wat jy doen want jy is bly goed in dit. Dankie. So hierso is 'n voucher van Valor 300, ons klere sponsor. So jy kan met hierdie voucher op hulle webwerf gaan, daar's 'n QR code, scan hom, check dit uit, kies vir jou enige design wat jy like. Nice. En dan kan jy bestel en hulle sal hom vir jou aflewer. Baie dankie. Ja. Valor. So Valor 300 is geïnspireer deur die storie van Gideon uit die Bybel uit, waar hy en 300 mans teen 'n groot armee van Midianiete gaan veg het en hulle gaan oorwin het. Oh, wow. Valor beteken courage against all odds. So in al die moeilike tye, be a man of valor en hou net aan deurdruk. Sure. So dis waar die brand se inspiration vandaan kom. So ja. That's amazing. Ja, so check hulle uit. Definitief. En dan weer eens dankie vir jou dat jy hier was. En dankie vir almal wat gekyk het. Dankie aan ons borge Valor 300. Dankie aan Eldor Photo en Eldor Photo Rentals. En dan weer eens dankie aan Jaco van Connection en Connection Productions vir julle bydrae. En dan ja, dankie aan almal wat gekyk het. Ons sien julle weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens. Want ons is dromers en doeners, kom vertel jou storie.